Ons Vader wat woont in die hemel, geheilig sy naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. So sê die Here, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 63. Ons gaan dit sing op die wysie van Psalm 18. Psalm 63 op die wysie van Psalm 18. Ons sing daar verse 3 en 4 tot eer van die Here. Ek wil u prys my lewe lang, my hande ophef en u dank, want soos met vettigheid sal weer my siel versadig word, o Heer. My mond sal jubelend u noem, my lippe hoog u weldaad roem, wanneer die dag en nag wegsink, dan sal ek peinsend aan u dink. U was, o God, 'n hulp vir my, u het u vleuels uitgesprei, om met beskerming my te dek, en jubels in my hart te wek. O God, so met my lot begaan, o kleef my siel u agteraan, vertrouensvol op u geleun, ek volg u hand, my ondersteun. Ek kan maar weer sit. Lyk my julle wag vir die orgel om op te hou en dan sit jy. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 288 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de en 5de vers van gesang 288. Maar ons gaan eers luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. O Jesus, U verlossingsdade, bevry ons van die sondestraf, U tot behaag en in genade, weet Hy sy oordeel van ons af, nooit kan ons deur ons eie strewe, self voor die heil gereg bly staan. U kruis die boom van nuwe lewe, het Edens poort weer op laat gaan. Geliefdes, daar in Johannes 4, dan praat Petrus en saam met hom natuurlik Johannes, praat hulle met die fariseërs, ook ander wat luister. En dan sê Petrus prontuit, dis julle fariseërs, wat die hoeksteen Jesus Christus, het julle die bouers verwerp. 'n Baie harde woord vir die fariseërs, hulle is kwaad daaroor. En nou gaan Petrus verder, daar in vers 12, Johannes 4 vers 12, en hy sê, dan praat hy van Jesus Christus, en hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Alleen maar Jesus Christus ons verlosser. En met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees
en 'n ewige lewe. Soos was beloof aan voorgeslagte, voldoen U aan die heilige reg. Gewillig loop U as verachte, alleen die donker lydensweg, alleen druk U die lydensbeker, U dra ons ongeregtigheid, die vonnis maak ons vryspraak seker. O groot is U barmhartigheid, ons wil U by ons hele lewe, U volg waar U ons ook mag lei, aan U, o Here, ook verhewe, en aan U dien steeds toegeby. Spreek deur ons woorde, rig ons dade, voleindig gee dat deur U krag, die heerlik werk van Gods genade in ons volbring word dag na dag. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here vanmôre hier uit die Nuwe Testament, Johannes 6. Johannes 6 gaan ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 15. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, U ons almagtige God, U die alwyse, die alwetend, U die soewereine God van hemel en aarde. En Here, hoe talryk is U werk. En ons kan maar net sê en dit getuig, welgeluksalig is die mens wat sy vertroue werklik in U stel. Here, ons wat kan sê, ons hoop is werklik in U gefestig. U wat alles van ons weet. Niks is vir U verborge nie. U ken ons by die naam, U ken ons by die hart. U weet alles. U weet van ons hartseer. U weet, Here, as ons moedeloos is, teleurgesteld is. En daarom, Here, vra ons dat U vir ons sal help en sal lei. U ken elkeen se behoeftes in die hart. Dankie, Here, vir 'n nuwe dag wat U vir ons gee. 'n Nuwe dag wat U in ons lewe toevoeg met soveel geleenthede om te leef en te doen tot U eer. En besonder ook hierdie Sondag, soos in elke Sondag wat ons die opstanding van ons Here Jesus Christus gedenk. Dit vier, daardie oorwinning vier, want sy oorwinning is ook ons oorwinning. En daarom, Here, stap ons hierdie lewe ook oorwinnend tegemoet. En ons weet daar is baie aanslae uit alle oorde.
Maar dankie dat ons dit kan trotseer, dit alles deur u genade, deur die krag wat u vir ons gee. Nou vra ons, Here, maak dit stil in ons harte, sodat ons kan hoor, kan luister wat u van ons vra vanmôre. Wees so in elke hart. Wees ons genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die vermeerdering van die brode, daar uit Johannes 6. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus: "Waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?" Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom: "Brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom: "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" En Jesus sê: "Laat die mense gaan sit." En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle maak dit bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." En toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen, tot sover. Geliefdes, ons lees van 2 vermeerderings van brode. Daar kan waarskynlik meer gewees het, maar dis vir ons opgeteken in die evangelies. Hierdie was natuurlik die eerste vermeerdering. Die 5 brode en die 2 visse. En dan natuurlik wat ons gelees het, die 12 mandjies brokstukke. Die tweede vermeerdering van brood wat ook daar in Matteus en Markus opgeteken staan, was 7 brode en dan sê hy daar 'n paar visse. Ons weet nie presies hoeveel nie. Maar daar was die brokstukke 7 mandjies, maar net so vir u om te weet. En soos ons natuurlik weet, vandag se tyd baie ongelowiges, ander wat natuurlik die wonderwerke van die wondertekens van die Here afskiet, soos wat hulle kan, niks kan vir hulle waar wees nie. En veral is hulle ook baie gemik op hierdie vermeerdering van die brode en die visse. Hulle sê dit kon onmoontlik, hoe kan dit wees? En ja, ons wat vanmôre hier is en ander gelowiges glo, ons glo dit. Dis in ons harte en ons sal daarvan getuig en ons sal vas staan by die waarheid van hierdie woord. Maar ons gaan kyk, vandag gaan ons veral klem lê op hierdie vers 9 in hierdie gedeelte. As hulle sê, of Andreas dan sê, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het.
Maar wat is dit vir so baie mense? Geliefdes, die mens worstel met baie vrae in sy lewe. In een of ander tyd in 'n mens se lewe dan vra jy, dan wonder jy, het ek waarde? Beteken ek werklik nog iets verander? Daardie vraag is in harte, sien ander mense my nog raak? En ons kan nou baie voorbeelde gaan noem. Ek is maar 'n gewone huisvrou. Deesdae praat hulle liewer van 'n tuiste skepper. Ek was maar die skorrelgoedjies in die wasgoed. En ek hou die huis in die kant, ek maak kos. Baie eenvoudig. Of ja, veral, ek is 'n afgetredene. Ek werk nie meer regtig nie. Ek het nie 'n werk, 'n beroep. En ek voel ek het nie meer 'n noemenswaardige bydrae tot hierdie samelewing. Ek is oud. Ek is afgeleef. Wat beteken ek nog vandag vir iemand anders? Binne in ons is daar, as ons mooi gaan dink en ons is eerlik vanmôre met mekaar, sal ons sê, daar's 'n begeerte in ons om iets te beteken. Maar ongelukkig gebruik ons baie keer die verkeerde maatstawwe wanneer ons hieroor wonder. Ons verwys na hulle wat daar op die hoë verhoog van die lewe staan. Ons het die sportsterre in gedagte, die rolprentsterre. Ons het groot name in gedagte, hooggeplaastes. Mense wat baie keer duisende aanhangers het. En dan verkeerdelik reken ons moet so lyk. Ons moet so lyk om 'n verskil te gaan maak, om werklik iets te beteken. Maar my broer en suster, as ons so na die woord van God gaan kyk, dan dink ons so aan mense wat se name nie regtig genoem word nie. Jy hoor nie hulle name nie, en tog is hulle belangrik in diens van die Here. Hulle vervul 'n baie belangrike rol. En daar's baie vanmôre om op te noem, ek gaan maar net enkeles vir u noem. Ons dink byvoorbeeld aan daardie Israelitiese dogtertjie daar in die huis van daardie Melaatse Naaman, daardie leerowerste. Sy sê vir hom, maar daar's iemand, haar naam word nie genoem nie, hierdie dogtertjie. Maar sy vervul 'n belangrike rol, sy verwys hom na die profeet Elisa, hy sal help. En waar hy uiteindelik dan deur God se genade wel genees word, 2 Konings 5. Daar in 1 Konings 22 vers 34 lees ons aan daardie oorlog, daardie stryd, waar 'n pyl, en die man word nie genoem nie, so in eenvoudigheid word 'n pyl afgevuur, en dit tref vir Agab, die koning van Israel. Dit tref hom en hy sterf. Geen naam word genoem wie dit was nie. En so het die profesie van Micha waar geword, waar hy gesê het, maar jy, koning Agab, jy gaan nie by die huis kom nie, jy gaan sterf. So kan ons aangaan, Hebreërs 11, daar waar die gelei van geloofshelde is, name van geloofsformaat wat genoem word. Maar daar word net gepraat van manne en vroue ook, wat deur geweldige verdrukking en lyding 'n geloofstryd gevoer het. Hulle name word nie genoem nie. En nou vanmôre hier kry ons weer met so iets te doen. Daar waar 'n seentjie 'n bydrae kom lewer, 'n baie belangrike rol speel, maar sy naam word nie genoem nie. 'n Belangrike rol in die voorsiening van brood en vis. God beskik dit so.
Kos vir 'n hongerskare. Nou gebruik die Here dit ook om sy disippels se geloof te toets, hierdie Filippus se geloof. Hy stel dit op die proef, dit word duidelik vir ons daar gesê. En Filippus wat al klaar reken, nee, ons het die geld wat ons het, die 200 pennings, dit is nie genoeg nie, vir al hierdie mense nie, om brood te koop nie. Maar dan wonderbaarlik, deur ons Here Jesus beskik, dan sien Andreas daar 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar dadelik gee hy ook sy klein geloof te kenne, Andreas, Johannes 6 vers 9, maar wat is dit vir so baie mense? As ons eerlik is vanmôre, dink ek sou die meeste ook sê, ons sou ook maar gewonder het. Ons sou waarskynlik ook so geredeneer het. Hierdie bietjie kos, hoe kan dit genoeg wees vir al hierdie mense? 'n Wonderwerk. Met verbasing sien hierdie disippels in die skare wat hier gebeur. 'n Groot skare natuurlik van 5000 plus word gevoed. Hulle is versadig, daar bly 12 mandjies oorblywende brokstukke. En wonderlik, die gevolg van hierdie wonderteken daartoe gelei, dat mense in verwondering gesê daar vers 14, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Maar my broer en suster, soos dit gaan, dit het ook daartoe gelei dat mense hom dan wil vang en met geweld eintlik koning maak, met die verkeerde bedoelings, dat hy al vir hulle die wonderwerke moet doen, en dat hy eintlik hulle moet verlos van die Romeinse regering. Verkeerde bedoeling. Daarmee het hy weggegaan, hy ontglip hulle en gaan weer alleen na die berg toe. Wat leer ons alles vanmôre hier uit hierdie gedeelte? Die fokus natuurlik op Jesus Christus, geen ander. Hy alleen die verlosser wat volgens God se raadplan sy werk hier op aarde moet kom doen. En hy kom wys deur hierdie wonderwerk dat hy seun van God is, dat hy verlosser is van hierdie sondige wêreld. Maar my broer en suster, om uit te kom hier by ons teksvers vanmôre, hierdie seentjie wat deur God se beskikking as 'n instrument gebruik word in hierdie belangrike wonderwerk, in die uitvoering daarvan. Om dit vanmôre ook in ons lewe te gaan toepas, om te sê, maar God gebruik ons elkeen in sy alwyse raadsplan om sy werk hier op aarde uit te voer. Ek voel dalk, ek is nie meer belangrik nie, niemand sien my meer raak nie, maar God wil vir my gebruik hier op aarde in sy belangrike diens. Of ek nou in 'n hoë posisie is, op hoë verhoog is, of ek in eenvoud lewe en 'n stil lewe voer, die Here wil my gebruik soos wat ek is. Hoe wonderlike genade is dit nie, dat God my nietige mens, nietige sondaar mens, wil inspan in sy diens, in sy groot raadsplan. En daarom, my broer en suster, moet ons toch vanmôre ook reg verstaan, om bekendheid en roem te verwerf, is nie verkeerd nie. Dis nie 'n sonde nie. Maar met dit saam is daar geweldige uitdagings en daar strikke, strik veral om nie groot kop te kry nie, om hoogmoedig te raak nie, en die Here op so 'n manier te verloon nie. Die Here gebruik ook die sulkes in sy diens. Maak ook 'n deel uit van sy alwyse raadsplan. En dis hy wat vir ons die talente, die gawes skenk. As ons vanmôre ook na ander voorbeelde in die woord gaan kyk, dan sien ons dat Samuel, wat gestuur word om een van Isaïe se seuns te gaan salf, dan kyk hy hom vas teen hierdie hoë gestalte van Eliab,
die broer van Dawid. En hy wil hom sommer se muur salf as koning. Hy lyk indrukwekkend. En dan keer die Here hom daar in 1 Samuel 16 vers 7. Hy sê, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Nee, nie Eliab nie, maar Dawid, die eenvoudige skaapwagter, hy moet daar uit die veld gaan haal word. Hy is die een wat gesalf moet word as koning. En Dawid self, wat so in die psalms deurgangs, kan hy bely en getuig, en hy sê telkens, ek is elendig en behoeftig. Paulus, wat die meeste briewe in die Nuwe Testament geskryf het, hy kan in nederigheid bely, 2 Korintiërs 12 vers 9, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Maak ek saak? Beteken ek nog iets? Ja, my broer en suster, beslis. God wil my en jou gebruik in sy diens. Ek en jy, hoe gering God wil, maak ons deel van sy grote raadsplan. Hy wil ons gebruik. Hy wil ons gebruik hier in die kerk. Hy wil ons gebruik by ons huis, by die werk, by die skool, by die versorgingsplek, waar ook al. In my aftrede wil hy my steeds gebruik. Ek het nie nodig om 'n groot, roemryke naam te hê nie. En as ek roem verwerf, as ek 'n belangrike posisie beklee, dan moet ek uit dankbaarheid steeds God eer en loof. Of ek nou hoog aangeslaan word en of ek gering geskat word, ek en jy moet bid dat ons die vrug van die Heilige Gees gaan leef. Die vrug Galasiërs 5:22, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Of ek hierdie groot naam het en of ek eintlik heeltemal onbekend is, wat belangrikheid aan betref. God vra van elkeen van ons opregtheid. Hy vra van my en jou getrouheid, om in die geloof loyaal aan hom te bly. My broer en suster, en eintlik is daar nie geen beter voorbeeld van hoe God die oënskynlike, let wel die oënskynlike, onbelangrike in sy huisplan gebruik nie, as natuurlik die Here Jesus Christus self nie. Hy was die seun van 'n eenvoudige timmerman, Josef, daar uit Nasaret. Onskynlik onbelangrik, so onbelangrik dat Nathanael by Filippus wou weet, Johannes 1 vers 47, as hy hom vra, kan daar iets goeds uit Nasaret wees? Jesus Christus self wat daar in Nasaret sy eie tuisdorp verag is. En soos hy ook getuig het, 'n profeet ontvang geen eer in sy eie vaderland nie. En uiteindelik sou hierdie eenvoudige seun van 'n timmerman sy lewe en sy opstanding, sy sterwe en opstanding, mense se harte so aanraak tot wedergeboorte, tot bekeer. Hy is die brood van die lewe. Wie in hom glo, ontvang die ewige lewe, Johannes 6 vers 47-48. Ja, my broer en suster, ek maak saak. Ek maak saak in die oë van God. Al staan ek nie op die hoë verhoog van die wêreld nie. Al sal my naam nie noodwendig onthou word, al het ek gesterwe nie. Maar weet dit, deur die genade van God is my naam opgeskrywe in die boek van die lewe. Dit alles deur die bloed van Jesus Christus.
Ek is deel van Christus se triomferende kerk. Ek is deel van God se ewige raadsplan. Al is ek oud en afgeleef, daar in 2 Korintiërs 4 vers 16, maar al vergaan ons uiterlike mens ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. God vergeet nie van my en jou nie, hy maak bemoeienis met ons, hy gee om. Hy bly met ons besig deur sy gees, hy bly besig met sy heiligmaking. Hy bly so besig dat ons roeping vervul tot daar waar ons in die eindstreep kom, daar waar ek en jy ons laaste asem uitblaas. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wat maar soos mense my keer vra en wonder of ons nog iets beteken. Voel dikwels maar uitgestoot deur die samelewing. Ons voel onbelangrik, te onbelangrik. Ons wil belangriker wees, 'n hoër posisie beklee. En dan vra ons Here dat U vir ons ook 'n berusting en 'n vrede in die hart sal gee. Dat hoe gering ook al ons vir U kosbaar bly. U vir ons steeds wil gebruik in die diens, hier in die kerk, by die huis, by die werk, waar ons ook al is. En daarom vra ons Here dat U vir ons ook die krag sal gee. Die moed sal gee dat ons sal volhard in dit wat ons moet doen vir U. Dat ons die talente wat U vir ons gee, sal gebruik tot eer en verheerliking van U groot naam. Wees ons genadig, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing gesang 378, ons sing daar die 4de en die 5de vers, vers 4. Die hoop op hom leer heilig lewe, dit staan ons vir die swaarste taak. Dit laat ons standhou in die chaos, totdat hy alles nuut sal maak. Dit sterk ons hande tot die goeie. Laat ons die koninkryk verwag, die openbaring van die toekoms wat aanbreek op die laaste dag. Kom ons sing vers 4 en 5, ons staan en sing ons. Die hoop op hom leer heilig lewe, dit sal ons vir die zwaarste taak. Dit laat ons standhou in die chaos, totdat hy alles nuut sal maak. Dit sterk ons hande tot die goeie. Laat ons die koninkryk verwag, die openbaring van die toekoms, wat aanbreek op die laaste dag. Die hoop bring in ons lied versagting, kom reis genoot die hoof omhoog. Die Heer ons ewige verwachting, mag berge vlak en see droog. O zaligheid nie af te mete, o vreugde ver bo die verstand. Daar is die vreemdelingskap vergete, daar is ons in die
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.